Vanaand se geleentheid, mag julle vanaand ook regtig weer die vreugde en vrede in die Here se teenwoordigheid ervaar. En ons het nou weliswaar sop, nie brood nie, maar ons sal vanaand hoor van die teken van broodvermeerdering. So mag julle dan ook iets daarvan beleef, ook in die teken wat ons vanaand so saam oor gaan dink. Kom ons God stil en dan begin ons vanaand se erediens. Here Jesus, ons word stil in die teenwoordigheid, soos wat ons vermoed die klomp skares op die berg was, toe hulle ook wonder gesien met wat voor hulle oë gebeur. Hulle wou U gryp om 'n koning te word. Hulle het iets gesien gebeur wat groter is as net wat met mense kan gebeur. Here, ons bid dat U ons oë sal oopmaak. Dat ons geestesoë so sal oop wees, dat ons nooit moeg sal raak vir die misterie van U grootheid nie. Dat ons nooit blind sal word vir die tekens en soms wondertekens wat voor ons oë afspeel. Help ons, Here, dat ons ook sal rus deur net te gaan sit in die teenwoordigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, maar veral ook van Jesus Christus, ons Here. En binnekort gaan ons ook die Heilige Gees se neerdaling vier, wat hy ook na ons te bestuur het, om God met ons te wees. Kom ons antwoord op hierdie seëngroet met 'n mooi lied, loflied 2 en 5. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 5. Lied 2 en 5, wat 'n baie blye loflied is. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Veral ook die 5de vers, hy wat as die oorwinnaar staan, hy kom eendag op die wolke weer. Kom ons in 1, 3 en 5 as ons loflied vanoggend. Jy feel she say no anything. So sing it. Offers walk on by your hand. They kill you, take it on you. I got to you. Ons skriflesing dan is vanaand uit Johannes 6 uit. Johannes 6. Dit is dan die 4de teken van wonderteken van Johannes. Johannes 6 vanaf vers 1 af. Die vermeerdering van die brood. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word.
'n groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan, en met die disippels daaroor gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse, maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. En dan lees ons ook vanaf vers 22. Die mense wat ook aan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af aan, naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom ook aan die see kry, vra hulle hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, maar wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel gekom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Ons lees net tot daar, en dan wil ek net so 'n paar verse uit Jesaja 55 vir julle lees. Vanaf vers 1. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Net tot daar so. Nou, liewe gemeente, kom ons leef ons in hierdie verhaal in en bedink wat daar gebeur het. Waarskynlik was dit arme mense, ons weet dit vanuit die feit dat Tiberias 'n stad is wat gebou is deur keiser Tiberias, gebou op ou grafte, en daarom was dit vir die Jode 'n onrein stad gewees, en daar was baie arme mense, want niemand wou daar gaan bly nie, en soos wat dit al hoe ryker geword het, omdat dit 'n Romeinse stad was, so die armes nou ook so toe begin trek, en daarom was daar 'n klomp arme mense daar gewees. Ons weet dit ook uit die garsbrode uit. Garsbrode was goedkoper as ander brood,
En daarom, omdat daar garsbode was dit nou aanduiding dat dit waarskynlik meer arm mense was. Nou, hulle het gehoor van hierdie siekes wat gesond gemaak word, en verbeel jou jy's 'n Jood wat wag vir 'n uitkoms. Jy kan doen met 'n uitkoms, met 'n bietjie beter lewe, met 'n beter uitsig op die lewe. Die lewe onder die Romeinse Ryk is nie voorspoedig nie. Dit gaan nie goed nie. Jy verlang na die seën wat God beloof het in die Ou Testament, van 'n eie land, 'n land wat oorloop van melk en honing, 'n land waar daar baie gras sal wees en 'n oorvloed van kos en seëninge. En jy loop agter hierdie skare aan wat agter 'n man aanloop wat blykbaar siekes gesond gemaak het. Jy's moeg, jy het ver geloop, is 12 kilometer, jy's honger, jy's uitgeput. En jy wonder by jouself, ek wonder of hierdie man 'n profeet is. Is hy dalk Elia? En dan laat hy almal sit op groen gras en jy dink onwillekeurig aan Psalm 23 met hierdie groen gras. Teken van God se seën. Hy wil ons kos gee, maar hoe gaan hy dit regkry? Ons is omtrent 5000 mense wat hier is. En dan kry ons almal genoeg om te eet. Daar bly selfs oor. En ek hoor die manne dink, hy is die profeet wat moes kom. En ek hoor 'n klomp skreeu en maak bymekaar en sê, kom ons maak hom ons koning. So, liewe gemeente, moes dit dalk gevoel het vir een van daai mans daai dag. Nou, weer eens is daar verskeie koneksies wat ons kan maak en wat Johannes wil hê ons moet raak sien. Daar's ook verskeie goed wat hy, verbande wat hy wil hê in hierdie verhaal. Dis nie verniet dat hy vir ons sê dat dit tydens die Paasfees is nie, want die Paasfees word ook verbind met die uittog uit Egipte uit in vers 4. So daar sou dadelik vir hulle 'n verband gewees het van iets van dit. En dan vra Jesus vir Filippus, eintlik 'n vraag om hom net te ontbloot, oor waar kan hulle iets gaan koop, maar Filippus kom ook daarvandaan af, so hy is die een wat sou weet waar iets gekoop kon word, as daar iets gekoop kan word. Maar vir 'n goeie Jood sou hulle baie duidelik kon hoor, uit Numeri 11 vers 13, waar Moses gesê het, maar waar sal ek die vleis kry om aan hierdie volk te gee? God verskaf dan manna, en hier vermeerder Jesus die brood. En die verwysing word ook gemaak later in die hoofstuk in 30 tot 35. Hulle sou ook, 'n goeie Jood sou ook iets gehoor het van 2 konings, waar Elisa ook garsbrode vir mense gegee het, 100 mense kos gegee het met 20 garsbrode. So daar moes ook 'n koneksie vir hulle daarin gewees het. In albei gevalle het daar kos oorgebly. En dan moes hulle ook iets van Jesaja 25 gehoor het, van die fees op die berg, waar God uiteindelik die gesalfde sal laat kom en die koninkryk van God sal aanbreek. Hulle noem Jesus 'n profeet. 'n Goeie Jood sou gedink en dan Deuteronomium 18 vers 15, waar die volk die gesalfde verwag, wat die Here aan die einde van die tyd sal aanstel. Daar's ook talle ooreenkomste met Psalm 23. Die see van Galilea wat die stil waters kan wees. Dit was 'n redelike stil see, behalwe as die wind so van 'n kant af opgesteek het. Die groen gras. En al die verbindings wat Johannes wil maak vir ons aan die Ou Testament, is met 'n doel. Sien maar sommer net daar, omdat dit nou so was en dit nou goed klink nie. Maar dit is bedoel gewees om die volk te herinner daaraan, aan God se dade van sy verlossing in die verlede. Dat God eintlik voortdurend besig is met die heilshistoriese geskiedenis van Israel. En dat hierdie Jesus is inderdaad die gesalfde wat hulle verwag. Interessant dat hulle skree, kom ons maak hom koning, en hy is die koning gewees. So wat Jesus kom doen het, is die voortsetting van God se verlossing van Israel. Daar's 'n duidelike verband en 'n vloei vanaf die Ou Testament oor in wat Jesus kom doen het. En Johannes wil gehad het die Jode moet dit hoor. Hulle moes dit hoor en moes dit sien. Die tekens wys dus eintlik na die koninkryk van God wat gekom het. Hulle wou egter op hulle manier en op hulle terme koning gemaak het van hulle koninkryk, om hulle doel te bereik. So, hy wat koning is, kom om sy koninkryk aan hulle te kom gee, maar in hulle blindheid probeer hulle hom koning maak soos hulle wil hê. En die ironie is, in die proses verloor hulle nie net hulle koning nie, maar ook hulle koninkryk, en ook uiteindelik dalk die koninkryk van God.
So kom ons dink, wat wil Johannes vir ons vandaan sê, uit al hierdie verbindings en die storielyne wat hy gee, en uit die vernedering van die brood. Die enige gedagte wat vir my opgekom het, was die verwagtings van die mense. Die skare het geweldige verwagtings gehad van wie Jesus moet wees, of wie die gesalfde moet wees, die Messias. Die skare was moeg geweest, hulle is moeg vir 'n Romeinse bewind. Hulle is moeg vir binnengevegte en burgeroorloë wat nou al van die Makabeëse tydperk so 160 voor Christus al aan die gang was. Hulle is moeg vir arm wees en het gesukkel om alles in die lewe te kry. Die skare en die Jode van die tyd was gereed vir die gesalfde. Hulle was gereed vir 'n uitkoms. Hulle was gereed om die goeie nuus te hoor wat Markus sy evangelie mee begin het. In vers 2 lees ons, sê Johannes, hulle het wonders gesien en daar moes 'n klokkie by hulle gelei het en hulle wou gaan kyk het, is dit dalk hy? En hier gebeur nog 'n wonder voor hulle oë. So jy kan jouself indink, so toe die eerstes net begin praat van kom ons, hy's dalk 'n profeet, dan sou hulle baie maklik 'n skare bymekaar kon kry om te sê kom ons maak hom met geweld ons koning. Maar die punt van hierdie Jode is hulle verstardheid en hulle onvermoë om iets te kon raak sien, om te kon raak sien dat hierdie man Jesus die gesalfde is, dat hy nuwe werklikhede en 'n nuwe koninkryk besig is om te kom vestig op aarde, het gemaak dat hulle hom nie raak kon sien vir wie hy was nie. Hulle kon nie die Messias raak sien nie. En dit, liewe gemeente, is ons almal se gevaar. Dis alle mense van alle tye se gevaar. 'n Onvermoë om verby die omstandighede te kyk. 'n Onvermoë om die nuwe moontlikhede te sien wat God vir 'n mens wil daarstel. Selfs Filippus kon dit nie raak sien nie. En Andreas kon dit nie sien nie. En hierdie verhaal wil weer vir my en jou uitdaag om die onsienlike te sien. Om die onwerklike te verwag. Om nooit vasgevang te word in ons onvermoë om moontlikhede raak te sien wat die Here dalk in ons lewe en ons tyd wil laat gebeur nie. Ja, selfs die onmoontlike raak te sien. Want hoe onmoontlik is dit? Filippus en Andreas se antwoord sien juis daardie onmoontlikheid deur. Hier is maar net 5 brode en 2 visse, maar wat kan daarmee gedoen word? En dis juis wat die Here dalk vir ons vanaand op wil sê en vir alle tye vir ons wil sê. Dat ons ook die moontlike en die onmoontlike moet raak sien. Nie oor ons of oor enigiets anders nie, maar oor Jesus se teenwoordigheid. Oor hy daar is. Want in hom, in wie ons glo, is die ware brood. En dis die tweede gedagte wat vir my opgekom het. En dis wat Jesus ook oor uitbrei in die res van die verhaal. Jesus maak met opset verskeie koneksies tussen homself en die Ou Testament. En die Jode moes dit hoor. Hulle moes daai koneksie raak sien. Jesus wou gehad het hulle moes sien dat hy die gesalfde is, dat hy die een is wat beloof is, dat hy die voortsetting is van die hele Ou Testamentiese verhaal. Die manna uit die hemel, die oorvloed van die getuienis van God se seun. Die oorvloed wat gepaard gaan met die koms van die gesalfde, die diensknegt van die Here. En Andreas se opmerking van die karige brode en visse. In Jesus se hande word dit baie meer as wat 'n mens kan indink. En baie keer voel ons mos, maar wat kan ek nou bied? Wat kan ek gee? Wat kan hierdie ou paar goedjies doen? Maar in die Here se hande word dit skielik 'n wonderwerk. Word dit skielik die brood van die lewe. Oortref dit alle verwagtings, selfs van dit wat ons in ons gedagtes kan beplan en kan uitwerk. As Jesus in 6 vers 33 sê, hy is die ware brood wat lewe gee, dan kom al die profeseë van die Ou Testament na vore en bymekaar. Want hy is die een, die ware brood. Ons het gelees in Jesaja 55. Waarom wil julle brood koop? Kom na my toe, ek is die ware brood wat lewe gee. Geen wonder die skare wou hom met geweld koning maak. Aan die einde van die van vers 29 lees ons dat hulle na Jesus toe kom en sê, nou maar wys ons net 'n teken dat ons kan glo. Hy het nou net 'n wonderteken gedoen.
En interessant dat Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 22 skryf, die Jode soek tekens, en die Grieke soek wysheid, en tog sien hulle nie raak nie. Hulle kan nie verby die punt kom om raak te sien dat die gesalfde, die koning, die ware koning, nie hulle koning volgens hulle perspektief nie, staan nie voor hulle oë nie. Hulle wil sien ons glo, geloof hê. Maar Jesus wil hê hulle moet kan glo sonder om te sien. Ons moet ook hoor dat hy die ware brood is wat lewe gee. Dis nie net iets wat kortstondig ons kan eet en weer kan honger kry en weer soos hierdie Jode en hierdie volk wat daar gesit het nie. Maar dat hy die versadigbare brood is wat ewig versadiging gee. Hy is die ek is. Hy homself is die ware lewe. En ons moet hom ontvang want hy is die voorsiener, die oorvloedgewer van die lewe. In hom is daar lewe, ware lewe, nuwe lewe, ewige lewe. Ek het in die begin gesê, vir u gesê, daar's 'n geweldige koneksie wat Johannes deurentyd wil maak van lewe teenoor die dood, van die volheid van die lewe, van die ware lewe. En ek wonder of ons al daai gedagtes mooi deurgetrap het. En die enigste antwoord wat ons gewoonlik gee is, hy praat van die ewige lewe. En dan dink ons sommer dadelik, dis iets in elk geval wanneer ek doodgaan, dit het nou vir niks vir ons vir nou te sê. En ons moet daai gedagtes uitdaag om te sê, maar dalk is dit nie al waaroor hy praat nie. Dalk is die ware lewe, hierdie lewe wat ek en jy leef. In elk geval weet ons nou al, dat die ewige lewe nie is vir wanneer ek doodgaan nie, maar nou reeds my deel geword het, as ek glo in Jesus Christus, as die brood van die lewe. Hy is die ware lewe. Hy is die volheid van die lewe. Hy kom gee die kwaliteit van lewe vir ons terug. En iets daarvan moet ons raak sien in hierdie broodwonder, dat hy sê, dat ek is die brood van die lewe. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger en dors kry nie. As ons in sy teenwoordigheid is, as ons net gaan sit in sy teenwoordigheid, dan sal ons nooit weer kort kom nie. Natuurlik gaan ons nog steeds pyn en lyding beleef, dit is so. Maar in ons pyn en lyding en seer en gebrokenheid, bly ons in sy teenwoordigheid en laat hy ons nooit vaar. 'n Derde ding wat my opgeval het, is hoe kry ons deel aan hierdie ware brood? Soos ook by die ander, kry ons alweer hierdie genadekant wat voorop staan. En as jy nou jou oë begin vestig op wat ons alles verniet kry, of hoe ons alles verniet kry, dan begin jou oë oopgaan vir al die genadekere wat daar in die Bybel verwys word. Geen wonder dat Calvin gesê het, genade alleen, dis al hoe ons gered kan word, dis al waarop die hele Bybel staan. Want ook hier, soos gisteraand, kom dit alweer na vore. Die skare staan nie in 'n tou om te gaan skep nie. Die skare is nie daar met 'n selfbediening of 'n drive-through nie. Selfs nie eens die disippels vat vir hulle die brood nie. Hulle moet net gaan sit. Dis al. Jesus sê vir hulle, laat die mense sit. En hulle gaan sit. En Jesus deel dit uit. Die punt is, liewe gemeente, ek en jy hoef nie na God toe te beweeg nie. Ons hoef nie allerhande goed te doen om na God toe te gaan nie, om sy genade te ontvang nie, om in 'n tou te gaan staan en deel te kan kry aan sy goedheid nie. Geloof is nie om iets reg te kry nie. Geloof is om iets te ontvang, om te gaan sit en te ontvang. Ons kan dit maar weer hoor. Ons kan dit maar elke aand ook weer hoor. Dat geloof, liewe gemeente, is 'n gawe van God. Ek kan maar net gaan sit, dat dit oor my spoel, soos ek 'n rukkie gelede gepraat het. Ons kan maar net gaan sit en dit ontvang. Geloof is amper iets wat met jou gebeur. Die ware brood wat versadig kom, woon in jou lewe. En so, liewe gemeente, word ons ingetrek in 'n lewendige verhouding met Jesus. Daarom ware geloof, vanaand se tema,
is om te gaan sit. Gaan sit. En as ons gaan sit en die ware brood van die lewe ontdek, dan ontdek ons nuwe lewensmoontlikhede wat ons nooit aangedink het nie. Dan gaan daar vir ons 'n onmoontlikheid oop, dat daar met karige goed, groot goed kan gebeur. Dan word ons verstandheid weggeneem, en sien ons weer nuwe moontlikhede. Dan hou ons op om vas te kyk in die onmoontlike, in die onwaarskynlike. Ons hoef hom nie koning te maak nie, hy is koning. Dis juis waarom ons lewe ook in sy hande kan toevertrou. Daarom, liewe gemeente, gaan sit en ontvang die ware brood wat lewe gee. Amen. Ek gaan weer vir julle 'n kans gee vir enigiemand wat graag wil saam bid om te bid. Here Jesus, U is die brood wat lewe gee. Ons het Sondag gehoor dat U ook 'n feesmaal voorberei, waarin daar genoeg te ete sal wees. En ons hoor U in elke verhaal, dat U gekom het, dat die feesmaal begin het, dat die koninkryk van God gearriveer het, en dat ons saam met U op pad is na die volëinding daarvan. Dankie Here dat ons weet dat as ons by U is en in U teenwoordigheid net gaan sit, dan kry ons deel nie net aan die brood wat ons tydelik versadig nie, maar aan U self. Dan word U deel van ons en ons van U. En as ons van U eet, dan sal ons nooit weer honger word nie. Dan gaan daar vir ons moontlikhede oop in ons eie lewe wat vir ons onmoontlik lyk. Here, maak ons oë oop dat ons die wonderwerke kan raak sien in ons lewe. Maar bewaar ons van 'n gesindheid om net die wonderwerke te soek en U te verloor. Help ons om te besef dat die wonderwerke wat plaasvind nie is en nie gaan oor die wonderwerke nie, maar oor U en U genade. Omdat U vir ons die lewe wil gee. Omdat U ook weer lewe wil skep en herskep. En omdat U vir ons die volheid daarvan wil gee. En die tekens wat ons nou en dan sien, is om ons geloof te versterk. Om ons daaraan te herinner dat U is die brood wat lewe gee. U is die gesalfde wat beloof is. U is die Messias, die een wat sou kom. Die een wat hierdie wêreld sou kom regmaak.
Dankie dat U ons kom regmaak. Dankie dat U ons ook inskakel in U bataljon om die wêreld te gaan regmaak. Om die brood wat lewe gee te gaan uitdeel. Sodat diegene wie alle uitsig op die lewe verloor het, weer kan weer lewe. En in U versadig word. Here, ons bid vir almal in ons gemeente wat siek is, wat herstel, wat seer het, wat gebroken is. U ken elkeen, Here, ons bid dat U hulle sal vertroos en bemoedig. Dat U hulle verseker dat U hulle vashou en teenwoordig is in hulle lewe. En as dit U wil is, Here, pleit ons dat U die lewegewer ook genesing sal bring deur U spreek van U woord. Dat daar herstel sal wees. Dat ons kan lewe en die volheid daarvan kan ervaar. Ons kom sit, Here. Kom oorspoel ons met U genade. Sodat U naam verheerlik mag word. Sodat U identiteit geopenbaar kan word. Sodat die wêreld kan hoor en kan glo. U is die Christus, die Seun van God. Amen. Ons slotlied vanaand is Liedboek 439. Liedboek 439, baie mooi lied. Ons sing al 2 verse van hom. O Heilige Gees, o God in ons, wil U krag besing. Ons wil die krag besing. Die krag wat Jesus op laat staan het, die lewe in ons bring. Dit gaan oor die lewe. Ons het daarvan ook gelees dat dieselfde krag in Efesiërs wat Jesus uit die dood het opgewek het, wat hy aan ons kom gee. So kom ons sing hierdie lied as ons slotlied vers 1 en 2. Die Here sal Gees ons die die krag wat Jesus op plaas en leer. Wat ons hoor, sy die strijd, o Gees wat God getuig, wat ons siekes bring. Heilige Gees, o Gees van God, ons liefde tot U. Maak niet ons leven elke dag, soos wat U ons wil. Ons prys U Gees van Vader, Seun, Vader, God en Gees. Ons bid dat U ook die gebed sal oor ons God heen. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees, die sal met elkeen van ons wees en bly. Wanneer ons gaan sit in sy teenwoordigheid, die genade ontvang en brood wat lewe gee. Gaan sit by hom. Amen. Die Here seën en beskerm. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vir u.
Ons nooi julle vir sop hier na agter.